En dan kan jy die Bybel oopmaak daar by Romeine 8, ons gaan saam lees Romeine 8, daar vanaf die eerste vers tot en met die 17de vers. Ons tema vir vandag se prediking op hierdie pragtige opstanding Sondag eintlik. Hendrik, my seun het gister so 'n mooi aanmerking gemaak. Hy sê, "Papa, as Vrydag goeie Vrydag was, is Sondag dan goeie Sondag?" Daar kan ek nooit so daarna gekyk nie, maar dit maak eintlik baie sin. Want die goeie van die kruisdood gebeur eers op die Sondag. So ons praat van goeie Vrydag, maar Jesus word gekruisig. En dan stil Saterdag, hy is dood. En dan Sondag staan hy op by die doodheid. Dis die goeie Sondag. En dit het vir my nogal sin gemaak. En in 'n mate het my tema ook vir my so 'n bietjie ontsluit. Jesus het vir jou opgestaan. Hoe mooi is dit? Jesus het uit die doodheid opgestaan, maar vir jou. Dit is sy dryf gewees. Dit het hom gemotiveer. Die Vader het getrou gebly aan die belofte om sy seun uit die doodheid op te wek. Vir jou, vir my, vir ons. Niks en niemand kan dit vir jou gee, jy kan dit nie koop nie, ook self nie verdien. Dit is genade. Wanneer ons na Romeine 8 kyk, sien ons die opskrif van Romeine 8, die nuwe lewe onder die genade. Nou, u sal hoor as ek hierdie gedeelte deurlees, hier is ongelooflik baie teologie opgesluit in hierdie gedeelte. Ons gaan nie vandag by alles kan stilstaan. Hierdie gedeelte openbaar homself eintlik in 'n preekreeks. Maar my doel vandag met die opstanding Sondagspreek is om vir u te verduidelik wat Paulus beleef het, hoekom hy hierdie gedeelte dan ook opteken het en geskryf het. En daar was 'n deurbraak gewees, 'n aha-oomblik in sy gemoed. Hy het iets wat hy nie heeltemal verstaan nie, begryp, en dit vind hy in die opstanding van ons Here Jesus Christus. En mag elkeen van ons ook vanoggend, as ons hier uitstap, dieselfde aha-oomblik beleef wat Paulus beleef het toe hy hierdie gedeelte in Romeine 8 vers 1 tot 6:17 geskryf het. Voor ons saam lees in die lewende woord van ons Here, kry ons eers geleentheid om saam te bid. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here en Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het, en ook op hierdie oggend, hierdie goeie Sondag, opstanding Sondag, as 'n gemeente by mekaar te kan kom, U te loof, U te prys en U al die eer te gee. Want ons weet, Here, U het die enigste greep wat die Satan op ons gehad het, kom breek, U Seun Jesus Christus, die dood oorwin het, en opgestaan het, en homself aan menigte geopenbaar het. Dit is 'n wonderlike realiteit, dat ons homself ook kan toe-eien. Ons is so dankbaar vir dit, want hierdie opstanding beteken vir ons so baie. Mag U hierdie woord ook vanoggend tot elkeen van ons spreek, ons duidelik sal hoor wat U vir ons wil sê. Ons dink ook aan die boere in hierdie tyd, wat nou in stroopers begin klim, en ook die oes van hulle harde werk en die genade te wil afkry van die lande af. Ons weet dit is nog baie nat, en weer is nog so 'n bietjie abnormaal, maar ons dra ook hulle nie op, Here, dat U ook daar uitkom sal gee. Ons dink ook aan die besigheidseienaars, ons dink aan salarisstrekkers die in die baie moeilike tyd, mag U Jouself ook deurentyd aan hulle openbaar. Ook vir diegene wat deur moeilike tye gaan, diegene wat siek is, diegene wat moedeloos is, diegene wat twyfel of hartseer is. Ons bid dat U ook so Uself aan hulle sal openbaar en aanraak, omdat hulle ook die krag sal beleef van die opstanding. En so dink ons ook aan Janet, wat hier in Rieland, Frankfurt in die hospitaal is. U het al 'n pad met haar gestap, met haar geliefdes en ons as 'n gemeente ook. En mag U ook so die mediese seën en die handewerk seën, dat U ook weer Godgegewe besluite sal neem oor Janet se lewe, dat sy ook deur die aanraking en die inwerking van die Gees, Jesus Christus as die volmaakte geneesheer sal genees en herstel. Dankie vir ons gemeente vandag, dankie dat ons hier kan kerk wees, in 'n tyd waar die kerk, die gereformeerde leer, nie plek het nie, staan ons vanoggend hier met die Bybel oop, gereed om U stem te hoor. Spreek Here dat U diensknegt die diensmaak kan luister. In Jesus naam bid ons dat hierdie werking van die Gees. Amen. Ons gaan dan saam lees Romeine 8, daar vanaf vers 1 tot en met vers 17. En ek gaan nie 'n spesifieke teksgedeelte uitwys nie. U sal in Paulus se argument hoor waarna toe hy werk, en ons gaan probeer op daai golf van die teologie te bly
oor wat dit beteken, die opstanding vir jou en vir my. En ek lees vir ons vanaf vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. En die wet van die Gees van die lewe in Christus het my vrygemaak van die wet van sonde en die dood. God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie in die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is. Dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan ook nie. Die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees. As naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus die het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die Gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons saam met hom verheerlik kan word, tot sover. Ek wil net vanaf klem lê op vers 11, hoewel dit nie ons spesifieke fokus teks is nie, sal dit vir die duidelikheid skyn op die hele doel van die preek. En dis die Gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon. Dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees, wat in julle woon. Tot sover. Die skriflesing uit die woord van die Here mag elkeen wat die woord vanoggend gehoor het, die saligheid in Christus Jesus ervaar. En sal glo dat hierdie wat ons nou gelees het, die woord van God is. Nou geliefde gemeente, op Goeie Vrydag is dit maar die praktyk dat ons stil staan by die kruis. Ons dink baie keer by onsself wat die doel van die kruis is, maar dan word ons weer geleer dat die kruis se besonderste doel is dat Here Jesus Christus homself oorgelewer het vir jou. Hy het self die vloek van die sonde geword vir jou. Hy het homself oorgegee aan die kruis om verniel te word, om uitmekaar geruk te word, om verneder te word vir jou. Op Goeie Vrydag besef ons weer eens dat die Here Jesus Christus vir die vreugde wat hom voorgehou is, hy sy lewe gegee het om die oordeel van God te dra wat jy en ek verdien vir jou. Dit is wat Goeie Vrydag vir ons leer. Leer van sy gebreekte liggaam wat verniel is en waar die bloed vergiet word tot die volkome afwassing van al ons sondes, dat ons naam weer herstel kan word by die Here en gereinig verklaar kan word voor die Vader troon. Iemand moes ons straf dra. Die Here Jesus Christus kom doen dit vir jou en my op
Goeie Vrydag. Maar nou, vanoggend hier op Paasondag, draai die kamera van die kruis af weg na die graf toe. Na 'n graf wat oopgebreek is. Na 'n graf toe wat leeg is. En hierdie leë graf bring 'n wêreld vol betekenis. Nou vanoggend, hier by Opstanding Sondag, kom druk die Heilige Gees 'n vraag op jou hart en in jou gedagtes. En dit is, verstaan jy werklik die opstanding? Is jy deeglik bewus van die doel van die opstanding vir jou en my lewe? Hoekom moes Jesus opstaan? Die vraag is nie of jy weet wat gebeur het nie. Ek dink dis 'n maklike vraag om te antwoord. Die vraag is, verstaan jy werklik met jou lewe, jou wese, jou siel, jou krag en jou verstand die opstanding vir jou? Leef jy vanuit dit wat die opstanding vir jou bring? Nou wanneer ons met onsself eerlik is, voor die spieël van ons eie lewens staar en inkyk in ons eie lewens en onsself evalueer volgens God se standaarde vir ons lewe, as ons nou eerlik met onsself is, dan sal ons baie vinnig agterkom dat ons lewe so gereeld asof Jesus nog dood is. Ons lewe so gereeld asof die Here Jesus Christus nog vasgevang is daar in die graf. Ons lewe asof Jesus die een is wat oorwin is. Ons voel so gereeld asof daar geen toekoms is nie. Ons voel so gereeld, daar is geen hoop nie, veral hier aan die suidpunt van Afrika. Ons voel so vasgevang in hierdie lewe. Dit voel nie vir ons asof daar 'n nuwe lewe in Christus Jesus ons Here is nie. En daarom dan juis vanuit hierdie vertrekpunt wil die Heilige Gees ons gedagtes en fokus rig na hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, Romeine 8. Hierdie hoofstuk sekerlik een van die diepste en mooiste gedeeltes in die hele Bybel, want hier in hierdie hoofstuk hoor jy wat die opstanding van ons Here Jesus Christus werklik vir jou as mens, as kind van God beteken. Hier in hierdie gedeelte word jy en ek herinner dat Jesus vir ons gesterf het, maar ook dat Jesus vir ons leef. Nie net om jou sonde weg te neem nie, maar ook om jou en my nuut te maak. Nie net om vir jou 'n plek in die hemel te gee nie, maar om jou nou al te roep. Vandag, om te leef in hierdie nuwe lewe, wat hy vir jou geskenk het, saam die opstanding en oorwinning oor die dood. Romeine 8 begin met woorde wat ons nie anders nie as om te kan sê, dit is soos 'n flits wat in 'n donker vertrek aangeskakel word. Dit is soos 'n flits wat die donkerte totaal en al verbreek. As Paulus Romeine 8 begin met hierdie woorde, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Geen veroordeling vir diegene wat 'n kind van God is nie. Geen veroordeling. Wat beteken dit? Wat wil Paulus hier vir ons sê? Hy sê dat diegene wat aan Christus behoort, geen skuld het nie. Geen skuldlas het nie. Geen oordeel het nie. Geen gebroke verhouding met die Vader het nie. Geen afstand beleef tussen God en mens nie. Dit beteken Jesus
het gesterf, meer nog, hy het ook opgestaan, en daarom is daar nou vir jou en vir my, in Christus, 'n nuwe begin, 'n nuwe lewe, 'n nuwe kans. En die eerste kans, die het ons redelik baie goed verbrou as ons verstaan wat Paulus in Romeine 3 gesê het, daar is niemand wat eers die aangesig van God soek. Ergens moes daar 'n verandering plaasvind, ergens moes daar 'n vernuwing deurbreek. En dit is wat hierdie gedeelte vir ons leer. Dit het aangebreek vir jou en my. Romeine 8 kan ons sê is soos 'n asemteug of 'n sig van verligting wat Paulus gee. Daai sig van verligting van groot dankbaarheid. Daai sig van verligting van iets wat onverstaanbaar was, is nou verstaanbaar. Veral daardie worstelstryd wat ons van lees in Romeine 7 as jy dit ken. Nou in hoofstuk 7 kom Paulus na vore en hy keer sy eie hart uit. Hy maak sy hele hart oop en hy vertel hoe hy teen die sonde stry dag en nag. Dit wat hy wil doen, dit doen hy nie, maar dit wat hy nie wil nie, dit doen hy. Hoeveel van ons kan nie met arme Paulus assosieer nie? In Romeine 7 vertel Paulus vir ons, hy voel vasgevang in hierdie tydelike lewe. Dit voel vir hom of hy geen hoop het nie. Dit voel vir hom of hy geen redding het nie. Dit voel vir hom of daar nie vir hom verlossing is nie. Maar nou, in Romeine 8, kom Paulus en hy sê dit so mooi, maar in Christus, sê hy, is ek vrygemaak, is ek nuut gemaak, vry van die wet, vry van die dood, vry om in die gees van God te lewe, want Jesus, my verlosser, het opgestaan, en daarmee het hy nie net die dood oorwin nie, hy het 'n nuwe lewe moontlik gemaak, 'n lewe waarin jy en ek nou al in hierdie wêreld, in hierdie lewendmakende gees kan wandel, 'n lewe waarin jy nie meer onder die heerskappy van sonde en die bose en die dood leef nie, maar onder die leiding van die Heilige Gees. Waar anders kry ons troos vandaan as ons by 'n oop graf staan van iemand wat ons meer as ons eie lewe lief. Sekere wete dat in lewe en in sterwe ons aan Christus Jesus behoort. En Paulus skryf daai aha oomblik, dit maak vir my sin. Ek was bedruk gewees, moedeloos gewees, bang gewees, maar nou is ek glad nie meer nie. Want ek lewe saam met Christus, 'n nuwe lewe. En hier kom ons nou by die hart van hierdie Paasondag. Hier by die doel wat die betekenis van hierdie opstanding Sondag is en die opstanding is. En wat dit beteken vir jou en my 20 April 2025. En kom ons begin by die eerste waarheid wat Paulus ons hier in Romeine 8 leer. Die eerste waarheid. Jesus het opgestaan om jou 'n nuwe lewe te gee. Dis hoekom hy opgestaan het. Om vir jou 'n nuwe identiteit te gee. Om jou 'n nuwe maaksel te maak. Om jou 'n nuwe skepsel te maak. Dink net so vir 'n oomblik, ons beleef dit hier in die Vrede omgewing ook baie goed, veral hier in die Hoëveld en Vrystaat. Dink net aan 'n tuin, so in die begin van lente, na 'n ijskoue winter. Daai ijskoue winter laat ons alles so kaal word. Koud. En maak self die grond dood. Maar dan eendag, so in die begin van lente, maak mense die voordeur of die agterdeur oop of jy kyk so deur die venster. En dan sien 'n mens daar
daar uit daai dooie grond, daai koue val grond, het daar nou die mooiste blommetjie deurgebreek. Ek glo ons almal weet, wat lief is vir die natuur, en wat 'n gevoel dit in 'n mens aanmaak, en daar's 'n gevoel van 'n nuwe seisoen wat aanbreek, daar's 'n gevoel van varsheid, 'n gevoel van lewe, 'n gevoel van nuutheid. En dit is presies wat die opstanding van ons Here Jesus Christus vir ons kom leer. Daar in die graf wat dood is, daar in die graf wat koud is, breek daar soos die eerste blommetjie in die lente 'n nuwe lewe deur vir jou en vir my. Nie net simbolies nie, maar werklik. Romeine 8 sê vir ons dit so mooi, dat die wet van die Gees wat lewe gee, nou werk in die wat aan Christus behoort. Jesus het opgestaan, en daarom is daar nie nou meer net vergifnis nie, daar is 'n nuwe lewe. Daar is net verlossing in die verlede nie, maar daar's vir jou en my 'n uitnodiging vir die toekoms. Met die wete dat hy by ons is, nie in die tydelike lewe nie, regdeur tot in die ewige lewe. Hoe mooi stel vers 10 dit, en vers 10 moet ons mooi onthou. Dis Paulus se deurbreek vers. Hy sê, maar as Christus in julle is, die nuwe opgestane verlosser in julle is, jy bely met jou mond en jou hart, hy is jou verlosser, dan is jou liggaam dood vanweë die sonde. Maar die Gees is lewend vanweë die geregtigheid. Die herstel wat Jesus kom bring het, om ons weer in die regte verhouding met die Vader te plaas. Paulus moet dan in hierdie gedeelte leer, daar's dus 'n skeiding tussen die ou mens en die nuwe mens. Die ou mens is saam met die Here Jesus Christus aan die houtkruis vasgeslaan. Hy het saam met Christus gesterf. Maar die nuwe mens, wat nou gereinig is deur die bloed van Christus, staan nou saam met Christus uit die dood uit op. Die ou mens behoort aan die vlees wat die dood bring, maar die nuwe mens behoort aan die Gees wat lewend maak, tydelik en ook ewig. Hierdie ontvang, bereik of kry jy nie vanuit jou eie krag nie. Jy kan ook nie aansoek doen vir dit nie, maar vanuit die krag van hom wat namens jou die dood moes ontvang het, en namens jou die vloek van die Vader kom draai, en namens jou die straf en die oordeel van die Vader oor jou sonde moes dra en oorwin. Ons word dit deur hom deelagtig, hierdie Gees van God wat Jesus opgewek het en nuwe lewe skenk. Dis ook in jou. Ons hou net baie stil. Ons bied baie weerstand in hierdie nuut, vars, lewende Gees wat ons in Christus Jesus ontvang het. Hierdie is meer as net 'n filosofie. Hierdie is 'n absolute werklikheid. Jesus leef. Daarom moet ek en jy anders leef. Jy leef nie nou meer net vir jouself nie, maar jy leef vir hom die vir jou gesterf het en opgestaan het. Jy leef nie meer vir die vlees of vir die vlees nie, maar jy leef nou vir die Gees en in die Gees. En dit maak ons anders as die wêreld en ongereddenis. Hierdie nuwe identiteit wat ons kry, sonder dat ons dit verdien, maak dit ons anders as die wêreld klink, anders as die wêreld redeneer, argumenteer, anders as die wêreld doen. Daarom moet ons hierdie Gees, wat ons ontvang het met die opstanding, deel maak, bewuste van ons elke dag. Wanneer hierdie Gees geaktiveer is, verander jou denke, jou begeertes, jou drome, jou planne, jou woorde,
jou optrede, jou doen en late. Dit verander om God tevrede te stel. Jy wil jou lewe meet aan God se standaarde en so lewe nou, dat God vir jou sal sê, mooi so, my goeie en getroue diensknegt en diensmaagd. Dis die uitdaging wat ons uit hierdie gedeelte uit kry. Ons het die Gees. Hy is in jou. Hy is met jou. Hy is by jou. Luister na hom. Laat toe dat die Gees jou bestuur en dryf om selfs die onmoontlike moontlik te maak. Dit is die werk van die Gees van Christus. Dit gaan nou net oor God die enig. Dit is die vrug van die opstanding. En dan gaan Paulus nog verder en hy sê, Jesus het nie net opgestaan om jou te verander nie, hy het ook opgestaan om ons te kom leer hoe om te leef met hoop en sekerheid. Dis die tweede ding wat ons leer hier in Romeine 8, wat baie duidelik tot ons spreek vandag. Jesus het opgestaan sodat jy en ek in sekerheid en in hoop kan leef. Ons val elke dag. Ons wyk van die pad van die Here af elke dag. Dit voel so gereeld en soms in ons lewens asof die sonde in ons lewe besig is om te oorwin. Dit voel vir ons of die greep van die Satan en die bose swaarder en swaarder, sterker en sterker om ons lewens word. Ons probeer om reg te lewe. Ons probeer om reg te doen. Ons probeer om reg te praat, reg te beplan en onsself besig te hou met die regte dinge, maar ons struikel. En dit maak dat ons voel dat ons nie gered is nie. Dit maak dat jy op jou sterwensbed bang is. Jy gaan help. Dit maak dat ons twyfel in ons eie redding. En dis presies wat Paulus in Romeine 7 vir ons verduidelik en dan vir ons die hoogtepunt gee in Romeine 8. As ons eerlik met onsself is, sal ons weet, ons voel gereeld so. Voel of jy nie verdien om hemel toe te gaan. Voel of jy nie gered is. En as jy is op daai punt, waar hierdie Romeine 8 in jou oorfluistering vir jou sê, daar is dan geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat aan Jesus Christus behoort nie. Jy is nie meer alleen nie. Jy is nie meer verlore nie, want Jesus leef en hy hou jou vas. Paulus sê, die Gees wat nou in jou woon, roep binne in jou hart, Abba, Vader, my God. Is nie meer daar ver, is nou my God, jou God, ons skoon, ons verlosser. Jy is God se kind, jy behoort aan hom, en selfs as jy twyfel, sal die lewende Heilige Gees jou oortuig. En daarom wil ek vir u sê, geliefdes, is dit so belangrik om die woord van God te bestudeer en die woord van God goed te ken. So belangrik om kerk toe te gaan, want die Heilige Gees van God werk deur die woord. Dit gaan vanuit die Vader en vanuit die Seun. Dis nie 'n losstaande God op sy eie wat maak wat hy wil. Dis deel van die goddelike drie-eenheid en die doel is om die mens terug te lei na die Vader toe, terug te lei na die Seun. Die Heilige Gees werk deur die woord wat reeds aan ons geopenbaar is. Wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees maak ons lewend, maak jou nuut, versterk jou, gee jou sekerheid, oortuig jou dat jy 'n erfgenaam van God is en 'n mede-erfgenaam in die Here Jesus Christus. Die Heilige Gees oortuig jou van die sekerheid dat jy ook God se beloftes jouself kan toeëien. Jesus het opgestaan. Dit troos ons. Want die dood is nie meer die einde nie, nie meer die laaste sê nie.
Die sterflike liggaam, hierdie verganklike liggaam, word in Christus Jesus se opstanding, saam met die Gees van God onsterflik. Die graf, die dood, is nie meer 'n muur. Die dood nou, is 'n deur tot iets beters, om die volmaakte teenwoordigheid van God te wees. Paulus ken dit baie goed, hy sê dit so mooi. Kan jy wag om sy lewe as 'n drankoffer uit te gee? Wie sal weet wanneer ons families bymekaar kom of kuier of selfs by 'n gemeenteete, maak nie saak hoe honger mense is nie, wag maar vir die tafelgebed. Daai tafelgebed geamen het, dan is dit 'n aanduiding die feesmaal kan begin, ons kan nou skep en eet. In die Bybelse tyd het dit bietjie anders gewerk. Die gasheer van die maaltyd of die fees, as almal daar is, voor almal begin eet het, dan staan hy op met 'n glas goeie wyn. Vat hy hierdie goeie wyn en hy gooi dit so op die grond. En dis 'n aanduiding dat die feesmaal nou begin. En nou sê Paulus, ek kan nie wag om my lewe as 'n drankoffer uit te gee, want dan begin my fees. En wat 'n fees praat hy van? Die fees van Psalm 23, waar ons saam met die volmaakte lam in die feesmaal sal aansit en ons beker sal oorloop. Paulus besef, daarom kan Paulus ook dit so mooi sê in Filippense 1. Die lewe is vir my Christus, die sterfte en wins, en die dood is nie meer die einde nie. Die opstanding van Jesus, dis nie net 'n gebeurtenis wat ons een keer 'n jaar vier. Dit is die bron van jou daaglikse sekerheid, dis die anker van jou hoop, dis die rede hoekom jy kan glimlag, selfs in die moeilikste omstandighede, die donkerste nag. Jesus leef, hy leef vir jou, en jy leef saam met hom. Laat ons dan terugkyk oor hierdie Paasnaweek, op Goeie Vrydag, weet ons dat Jesus aan die kruis gehang met sy gebreekte liggaam vir jou. Hy het jou sonde op hom geneem en hy het dit gedra. Hy het uitgeroep aan die kruis, dit is volbring. Hy het die werk wat hy vir jou moes kom doen, het afgehandel, suksesvol, hy het geslaag in sy doel. Jou oordeel, jou toorn, jou verlorenheid, het hy op hom geneem en hy het dit namens jou gedra. Want vandag sê Jesus vir jou deur die opstanding, ek leef vir jou. En jy moet vir my begin leef. Eenvoudig soos dit. Hy sê ek leef vir jou. Ek het gesterf vir jou, en ek het opgestaan vir jou, en ek leef vir jou. Maar dit het 'n tyd gehad, dat jy vir my leef, en alles aan my teruggee. Nie net eendag in die hemel nie, nou, vandag, die krag van die Heilige Gees, en dit maak jou anders. Die opstanding maak ons vry, nie teen God se kinders en ek sluit af. Gaan leef van vandag af as iemand wat saam met Jesus in die graf uit opgestaan het, en 'n nuwe identiteit het, 'n nuwe gees het, 'n gees wat lewend maak, 'n gees wat vars maak, 'n gees wat nuut maak. Net so daai blommetjie deur die dooie grond kleur. Wees jy daar waar jy jouself bevind, die blommetjie wat kleur bring vir die koninkryk van God. Mag ons van vandag af deel in die opstandingsvreugde saam met Jesus. Leef met hoop, leef met liefde, leef met erns, leef met ware geloof, niks, geen sonde, geen dood, geen mag, geen donkerte kan jou ooit skei van die liefde van God, wat aan Christus Jesus ons Here is. As God vir jou is, wie wat kan teen jou wees? Amen. Kom ons dank. Ons liefdevolle Here en ons Vader, hierdie prediking en ons openbaar. U het vir ons gesterf. U het vir ons in die graf gaan lê. U het vir ons opgestaan en U leef nou vir elkeen van ons. Mag ons dan die lewende Gees ontvang. Mag dit in ons geactiveer word, dat ons ook vir U sal leef. Mag ons saam met Paulus bely, die lewe is Christus en die sterfte 'n wins, en ons weet, U het self die dood oorwin. Jesus naam in ons hierdie werking van die Gees. Geliefdes, jy kry nou geleentheid vir die opneem van offergawes, daarna gaan ons afsluit met Gesang 213.
2:1-3, daarvan vers 1 en die vers 3. Dan sluit ons af met Psalm 213 daarvan vers 1 en vers 3. Ons klaar dit gesing en bly ons staan, gaan ons ook so die seën van die Here. Ontvang nou die seën van die Here, van sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees en bly van nou af, tot in die volleinding van die wêreld.